Nou mense, ek is Henny Pelser, ek is nou al 20 jaar in Orania, hoor julle my tot daarachter? Pragtig. Nou weet julle, Orania bestaan hierdie jaar al 34 jaar. Ons het begin in 1991 toe hy gekoop was op 'n veiling van waterwese af. Nou daar het 'n klomp manne van waterwese hier gebly wat gewerk het aan die dam hier naby, die van 'n kloofdam. Hy was van tevore die PK Leroux en hulle het ook gewerk aan kanale. Hulle het op die eind vroegtydig klaar gekry met hulle werk, hulle is hier weg, plekke laat alleen staan, hy het verniel. Toe besluit hulle gaan verkoop op 'n veiling teen 1,6 miljoen. Professor Karel Boshoff en 'n paar ander manne stel toe baie belang. Hulle besluit hulle gaan hier begin met 'n groeipunt vir die Afrikaner met die uiteindelike doel om 'n volksstaat daar te stel. Ja, so gesê, so gedaan. Ons begin met 14 mense destyds in 91 en vandag is ons oor die 3000 mense wat woon in Orania en ons groei nog al die end en ons groei teen 15% per jaar. Nou weet julle, ons gemiddelde ouderdom in Orania is tussen 35 en 37. So die jong mense stel belang, hulle voel daar's vir hulle 'n toekoms. Die paaie wat julle hier sien, dit is paaie wat ons geërf het by waterwese, dis konkreetpaaie. Ons nuwe paaie word gebou met plaveisel of met teer. En die straatname en die naam Orania, dit kom ook van waterwese af. Hoor, ons het nie hierdie ding laat ons wil name verander die hele tyd nie. Ons hou daarvan om die geskiedenis vas te hou en daarop te bou. Julle is agterkom, ons hou van bou. Sukkel om te breek. Die bome wat hier is, vandat ons hier gekom het, het ons seker oor die 30.000 bome al geplant. Weet, bome gee lewe, mens moet, die was nie bome toe Orania gekoop was in 91 nie, hoor. Hier was miskien 2 perskebome en 'n lemoenboom, maar hier was nie bome nie. Kyk hoe lyk dit nou op ons. Nou ons boer met pekanneute, amandels, olywe, mielies, springmielies, koring, lucern, beeste, skape, dit al daai goed wat jy ook kan eet. En daarvan is pekanneute natuurlik 'n baie groot boerdery in Orania. Hier voor ons is juis 'n boord. Sien julle hierdie droë takke hier voor ons, hierdie bome? Dit is pekanneutbome, dis 'n hele boord. En dis die oudste boord onder andere in Orania. Hy is omtrent so 32 jaar oud en hy behoort aan 'n elektriese ingenieur wat nou net hier agter bly. Alles wat julle sien behoort aan privaat mense binne in Orania, hoor. En dan as mens kyk, aan die ander kant die bome is daar 'n begrafplaas en as jy reguit aanry met die pad kom jy uit by ons landingsstrook. Hy is ongeveer 1,2 km lank. Ons kry baie mense wat kom kuier met vliegtuie en is ook 'n paar manne wat hulle eie vliegtuie het hier binne. Die pyplyn is my 'n wonderlike ding. Hierdie pyp wat hier oploop, hy is vir besproeiingswater alleenlik, hoor, vir die boere. Maar weet julle, sy totale, hy kom van die riviere waar ons self die water uitpomp met ons eie pompe, ons eie krag, ons eie alles. Maar in die vroeë 90er jare is hierdie 13 km lange pyplyn gebou deur 4 skoolseuns. Nou daai mooi groenigheid daar in die verte, dit is koring. Kyk, ons het 2 oeste per jaar. As ek sê ons, ek val in by die Oraniërs, né? Ons is almal 'n gemeenskap. Ons weet wie ons is. Ons noem onsself Oraniërs. Nou, ons het 2 oeste per jaar. As die koring uit is mielies in. Mielies uit is die koring in. Ons het baie goeie water, ons benut dit goed en ons oeste is uitstekend goed. Nou mense, daar's nou 2 nuwe of daar's 'n boumetode wat verskriklik baie aanklank vind in Orania. Julle hoor my nog steeds mooi daar agter, né? Ons het hierdie boumetode wat hier op die regterkant is. Dit is 'n ligte staalraam boumetode. Hy word gebou met 'n ligte staalraam wat oorgetrek word met hout en dan plastiek en dan met plaat of wat ook al. Daar's ander goed wat jy ook mee kan oortrek. Binnekant kry isolasie, hy kry 'n harde muur. Die boumetode kom van Kanada en van die VSA af. Dis 'n baie oulike manier. Hy bou baie vinniger as 'n baksteenhuis, met die gevolg is jy spaar baie geld op arbeid. Want arbeid is maar gewoonlik die duur ding by bouwerk. Koste van huis. Dit is nie 'n maklike ding om vir jou te sê nie. Mense weet nie hoe sy afgerond nie, maar kom ek gee jou 'n rowwe idee, so 'n duimsuig idee. Sou jy 'n huis bou en hy werk uit R11.500 per vierkante meter, behoort jy dieselfde huis te kan bou met 'n ligte staalraam teen omtrent so R7.500 per vierkante meter. Dit gee daarmee 'n idee, né? Ja. Nou hier langs ons is hier 'n
onderverdeling en hersonering hier tussen die klein Novus, dis eintlik landbou die linkerkant. Aan die regterkant van die pad is als nou weer residensieel. En ons oes net eenmal per jaar, ons pekernet bome, dis gewoonlik hier in Junie en Julie. Die oesspanne is maar oukies wat gewoonlik hier bly, wat dan opgeroep word. Hulle kom help ons met die oesery, hulle help ons met boordversorging deur die jaar. En dan sit 'n trekker met 'n skutmasjien agter op die bringas of die draaias, wat hulle dan vasklamp aan die boom, en hy ruk die boom en die neute val af op nette, en so oes ons dan ons pekernete. Ons het besonder lekker pekernete. Julle weet hoekom is ons pekernete baie lekker. Net vir interessantheid. Ons het van die lekkerste pekernete in Suid-Afrika, maar weet julle hoekom? Omdat ons Afrikaans praat. Ek moes dit sê, want ek weet hier is 'n paar Engels sprekers hier. Nee, maar mense, so alle grappies op 'n stokkie hier links van ons, het ons 'n baie oulike winkelsentrum. Dis Stokkies Draai winkelsentrum. Hier speelplek vir kinders, hier is woonstelle, daar's 'n restaurant daarvoor, daar's 'n klomp winkeltjies. 'n Juweelwinkel daar, ag, jy noem dit as 'n drukkerytjie daar, 'n klerewinkel. Regtig oulik, ook in privaat hande tussen hakkies. Stokkies Draai winkelsentrum. Is enige een van julle op pad om te gaan blomme kyk? Ons kan net klaar. Julle kon nie sowel hiernatoe toe kom kyk, hoe sit hoe groei die blommetjies hier by ons, né? Hier regs is 'n baie lekker restaurantjie, die kantien, en aan die bokant is 'n belsentrum. Daar bel hulle en werf hulle lede vir ons en vir alle ander maatskappye wat en plekke wat die Afrikaners se welstand op die hart dra. En dan ons daar onder die trap daarvoor, daar waar daai geel geverfde gedeelte, net so 'n bietjie regs is daar 'n gesondheidswinkel. Bokant is die kontrywinkel, sy verkom teen enige ding, van damesklere reg deur tot kunsapparaat, skryfbehoeftes, jy noem dit. En nou ja, hier is ons eerste slaghuis op die regterkant. Knapsak se slaghuis, en dan Knapsak self is 'n supermark. Hierdie gelofte en kakebeenwaans, dit is gedoen deur een van ons plaaslike kunstenaars. En dan ons kruispad, die tweede slaghuis. Na hom is daar 'n tweedehandse winkel en 'n entjie verder af 'n plekkie wat lekker roomys en wafels verkoop. En dan ons hier voor melk en heuning, wat moet ek sê? Die lekkerste broodjies wat jy seker kan eet in die wêreld. Die enigste plek wat ek van weet wat hulle croissants invoer van Frankryk af self. Nogal interessant, né? Hier in die middel van Oranje, 'n bietjie Parys. Nou right, hierso is op die regterkant 'n plek wat met bande werk. Dis nou die bandemeester, hulle doen balansering, wielsporing, die lot. Langsaan is 'n motorwassery, daar's 'n haarkapper, 'n eiendomsagentskap, daar's 'n fietswinkel en daar in die gangetjie af is daar nog 'n musiekskool ook. En dan hierso het ons natuurlik 'n klerewinkel, 'n plek wat tabak en visgery verkoop, en dan hierdie laaste restaurantjie se naam is Duquesne. Mense, hy is ook ons lokale bierbrouwer. Julle kan gerus 'n biertjie daar gaan drink. Hy spog dat hy die koudste bier in die wêreld bedien. Hy sit al sy bierbekers in die vrieskas. Dis mos hoe mense dit bedien, né? Dan hier op linkerkant, die huis wat julle daar sien staan, daai plat huis, aan die ander kant die mobiele huis. Daai plat hier met die tanks, dis 'n aardskip. Nou daai skip is, daai huis is gebou met sandsakke, met klippe, met bottels, plastiese bottels. Hy gebruik sy water 4 keer, hy gebruik sonkrag, en raai wat, hy plant sy eie groente binne in die huis. Nou mense, dit is eintlik waar 'n konsep wat van Nederland afkom. Hulle is ons baie lief vir groen wees, nou ja. Hulle is verskriklik groen. Nie van jaloesie nie, sommer net uit beginsel wil hulle groen leef. Nou, kom ons by die interessante gedeelte. Hier kom 'n nuwe ingang vir ons dorp. Hier op die linkerkant hier voor, waar ons gaan indraai. Hier kom 'n groot sirkel. Hulle skaap besig om hierdie pad weier te maak en te teer. En hierdie hele deel hier aan die linkerkant gaan 'n stadsplein word. Nou dit gaan baie interessant wees. Daar gaan winkeltjies wees, woonstelle, dit gaan meeste 3 verdiepings hoog wees. En hier kom 'n beeld van Paul Kruger. Hy sal 10 Oktober hierdie jaar hierso wees. Hier kan jy sien, hulle nou redelik besig hierso met allerlei dinge. En is als ons eie mense, als
Julle moet besef, ons die munisipaliteit wat vir ons gegee is in die jaar 2000, né? Dis die enigste munisipaliteit in Suid-Afrika wat alleenstaande is, wat geen vergoeding kry by die regering nie, wat alles self moet doen en raai die enigste een wat ek glo dienste lewer. Ons drink ons water uit die kraan uit, ons het oor genoeg krag, ons het nuwe rioolwerke wat pragtig werk en ons is besig om optiese vesel uit te rol na al die areas toe in Orania. Dit is meer as wat ek kan sê van enige ander munisipaliteit. Goed, die op regterkant beplan is op die langtermyn vir ons universiteit, maar daaronder, dit is ons technikon. Weet jy, ja, daar is ons technikon, dit is die BKO, Bo-Karoo Opleidingsentrum. Ons het net so 6-7 jaar gelede begin met 6 studente. Hierdie laaste jaar, die eerstejaars inname vir hierdie jaar alleen, was oor die 250. So hy groei met rasseskrede. Weet jy dat daar kan jy nou gaan leer enige iets in die boubedryf, met ander woorde, loodgieter, elektriesien, al daai klas van goed. Jy kan 'n siviele ingenieursdiploma doen, vroeë kinderonderrig. Jy kan tuisversorging doen, jy kan gaan plaasbestuur doen, jy kan landbou doen. Maar daar gaan nog baie ander kursusse ook aangebied word. Hierdie wat nou daar aangebied word, is almal ook geakkrediteer. So, dit is lekker om te sê, dit is als geakkrediteer. Hulle word oral erken, reg deur die wêreld. Die regs is 'n groot vervoermaatskappy, Wilco. Mense, hierdie man het hier begin met 'n gebreekte bakkie. Hy het vandag 'n groot vloot trokke, hy het konkreetmengers, hy verkoop boumateriaal, hy het 'n hondeposagentskap, uiters netjies. As sy vragmotors die terrein verlaat om daar in Suid-Afrika, die wille in Suid-Afrika wil ek bysê, gaan rondry, dan word daai vragmotor eers gewas. Sy vragmotors verlaat nie die terrein voor hy gewas is nie. Ek hou van sulke dinge, weet wat, dit wys van 'n voortreffelike gees. Ja. Dan het ons 'n koöperasie, daar's prokureurs, skoonmaakdienste, oogkundiges daar oorkant. Ons kan nou nie daar verbyry nie, want hulle werk in die pad. Julle moet by voort maar daarvoor vaar, daar's baie plekke. Daar's tot 'n motorwerktuigkundige. En as jy ooit 'n begeerte het om van die vloer af te eet, gaan na hom toe. Jy kan van sy vloer af eet, nie werklik waar, hoor. Hy doen eintlik meer net dienste op motors. Ja. En dan hier so links, hier waar hulle doenig is met hierdie pilaar voetstuk. Dit is die voetstuk waar Paul Creer geplaas gaan word. Nou die Paul Creer is 'n nuwe beeld wat vir ons gemaak word. Presies dieselfde grootte as die in Pretoria. En ja, so julle kan sien, hulle is doenig. Hierdie jaar 10 Oktober sal hy hier wees, op sy verjaarsdag. Nou die rede hoekom het Paul Creer is, Paul Creer staan vir verskriklike baie simbole eintlik. Baie mense verstaan nie die ding nie, hulle wonder nou hoekom Paul Creer. Paul Creer staan vir Christelikheid in die eerste plek. En Paul Creer is die bouer agter die hele Pretoria. Dit is die man wat agter die skepping en die bou van Pretoria gestaan het tot 'n groot Afrikaner stad. En jy weet, ek dink dis paslik op hierdie stadium dan so iemand hier te kry, né? Ja. Hy kan toesig hou oor die ouetjies terwyl hy hier bou. Ja. Hierdie ouetjies hier so links, hierdie word gebou, dis die begin van die stadsplein. Julle kan maar kyk, ons het 'n verskriklike oormaat manne daar op die oomblik, daar's 10 mense wat daar werk. Aan hierdie hele konstruksie, is daar baie net. Goed, hier aan die regterkant het ons 'n koshuis vir die dames studente wat studeer by die Technikon. Die duiker. Ja. En dan hier voor blinkerkant, hier sien julle sien, hier van hierdie pad af hier voor, af onder toe op die linkerkant, groot deel van dit is ouete huis. Hoë sorg, selfsorg, gewone sorg, daar's 'n groot siekeboeg. En dis 'n absolute lekker plek om in oud te word. Mense raak so oud hier, so hoor dit maak ons kom bekommerd. Maar dis regtig 'n lekker ouete huis. Dan hier het ons veiligheid. Ons gebruik nie SAP nie, ons gebruik ons eie veiligheid. Hulle doen vir ons brandbestryding, waterredding, verkeer en hier's 'n helikopter landingsblad vir noodgevalle. Nou mense, hierso het ons 'n eerste voorbeeld van strooibale bou. Hierdie huis is gebou, hierdie gebou regs is gebou met strooibale. En dan gepluister. Dis 'n boumetode wat kom van die Verenigde Koninkryk en Verenigde State af.
En in elk geval, Snippie Snappie, die eerste plek hier is 'n plek waar mense lekker ietsie kan eet. Langs hom natuurlik is daar 'n slaghuis. Wys jou vleis is die plek se naam. Langs hom is daar 'n drankwinkeltjie. Dit is die wynhuis. En dan het ons Eureka supermark, die grootste en die oudste, nie die grootste nie, maar die oudste supermark in Oranje. Hier links het ons 'n slaghuis. En aan die agterkant van die slaghuis is daar die Gemsbok, dit is 'n gimnasium. En binne-in is daar nou nog 'n restaurantjie en 'n kroegie ook, né? Ons ouens is georganiseer. Hier regs natuurlik, hierdie man is 'n stoker. Hy stook nou weer verskillende soorte drank. En die lekkerste seekos wat hulle daarvoor verkoop. Kan jy glo, in die middel van die Karoo, seekos. Gaan probeer gerus hulle calamari. Dit is 'n tipiese lokale eetplekkie, word genoem die Bittereinde kroeg. Ag, is interessant. Dis hoe mense plek wil ondervind. Baie lekker. Ja. Ek is bly jy stem saam. Nou hier links, hier is 'n kwekery. En dan hier regs van ons is die, ek moet nou so snaaksie omry, vir julle als kan wys. Hierso is die werf van die munisipaliteit waar hulle al hulle voertuie regmaak, berg, versien en al daai mooi dinge. En raai wat, elke voertuig wat julle hier sien staan, werk. Maar jy kan sien, ons is oral besig in elk geval met voertuie. Hierso is die werkswinkel baie goed toegerus om alles te kan nasien en reg te maak. Nee, dis een van my gelukkige kliënte of toergangers wat my terugbel of my te sê hoe hulle my geniet. Nee, ek speel sommer. Dit is 'n weermag Bedford, ja? En hy werk nou nog, né? Dis ons waterkar. Ja, ek sien. Ek het gesê, alles werk. En kyk wie werk hier, né? Ons eie mense, ek gaan julle nou meer vertel rondom dit. Hier is 'n plekkie waar ons saam met solidariteit en helpende hand sorg vir die ouetjies se welstand wat met hulle hande werk. Help hulle ook as hulle van werke verwissel en help ook die studente om werk te kry om hulle sakgeld aan te vul. En dan het ons Rembrandt Staal hier op linkerkant. Hulle doen staalkonstruksies. Hier regs is 'n klein kiosk waar die studente baie goed ondersteun. Hy het baie lekker kossies, koningskos. Julle kan self sien daar uit regtig lekker kossies. Die studente staan om toe hier as hulle 'n breek het. En dis ons eie man wat daar binne staan, Johan, né? Ons misbruik nie ander mense of ander nasies se goed om vir ons werk te doen nie. Ons doen dit self. Ora Kebab, dit is 'n slaghuis. Ja, ons hou van vleis. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Hier links van ons, dit is 'n klaskamer. Dit is die klaskamer waar die studente leer hoe om met bakstene te werk. Die BKO studente, die tegnikon. Hier bou hulle nou fisies met bakstene, dit is 'n praktiese klaskamer. Hier regs stoorplekke en hier links en regs nou voor ons is hardeware winkel. 'n Groot een, Orion hardeware. Hier is nog van die klaskamers en van die werkswinkels van die BKO, die van die studente. En weet jy, hulle kom van heinde en ver om hier te kom studeer. Hier sal weet ek, 2 studente het ek gesien van Suidwes af. En nou, ek het julle vertel van die ligte staalraamhuise wat nou populêr is. Ja. Nou mense, nou kan ek julle met 'n ding verras. Hier links van ons is waar ons dit is 'n fabriek wat dit nou maak, die ligte staalrame. Ja. Ons hoef dit nou nie meer in te voer nie, ons voer dit nou al uit. En hierdie karretjies, soos hierdie enetjie wat hier so staan, hierdie oranje enetjie. Hier is free, is ek baie van op die pad. Hier seker iets soos 65 op die pad. Dis 'n baie nuttige voertuig. Hy werk met 'n battery. Ons het 'n maatskappy hier binne of 'n agentskap wat dit invoer van China af. En hulle is verskriklik nuttig. Hier direk langs ons is 'n tweedehandse klerewinkel, daar is 'n apteek. Hier voor ons 'n motorwerktuigkundige wat spesialiseer in Duitse motors. Net daarom is daar 'n plek wat werk met glas en gas. En na dit is daar nog 'n motorwerktuigkundige en 'n paneelklopper. Daar's 'n swysman, hy swys allerlei metale en dan heel onder 'n kuierplek en 'n eetplek.
En dan het ons hier so hierdie lang groen dak hier so skuins voor ons. Mense, dit is 'n aluminium smeltfabriek. Daai man verskaf al sy eie krag self. Hy gebruik net sy eie krag. By wyse van 'n hengse klomp sonpanele. Ja. Ek weet nie hoeveel kennis dra julle van Swedes nie. Ja. Maar hulle noem dit in Engels extrusions of uitdrukke in Afrikaans wat hulle vervaardig daarmee uit aluminium. Presies, ja. Ja. Nou hierdie fabriek, daar's net 3 ouens wat daar werk en hulle lewer aan Suid-Afrika op 'n maandelikse basis 165.000 lengtes. En dan hierdie is 'n Dirker ingenieurswerke. Hy bou splinte nuwe vurkhuisers en hy maak ook bestaande masjinerie reg. En dan het ons skole. Ons het 2 skole, hoor. Albei is Afrikaans, albei is privaat. Albei is van graad 0 tot matriek. Albei se standaarde is hoog. Daar regs is die CVO skool. Hulle het oor die 600 leerders daar. Langs hulle het hulle 'n groot kleuterskool en hier kom nou 2 rugbyvelde hier regs vir hulle. En mense, ek gaan nou nie al die end in Klein Geluk in nie, maar dis Klein Geluk wat hier voor ons lê. Dis die area waar die werkers gebly het in Waterwese se tyd. Hier bly nou net ons eie mense. Hier is 'n geweldige klomp nuwe huise al gebou. Baie van die ou huisies van die werkers is baie mooi reggemaak. Hier's klomp woonstelle al gebou. Hier's 2 kerke, NG Kerk en Maranatha Kerk wat soos 'n AGS is. En hier reg voor ons is 62 3-slaapkamer woonstelle wat gebou word. Ons het hierdie eerste klomp gebruik nou vir die studente om hulle te akkommodeer toe hulle aankom in sulke massas. Ons moet 'n plan maak totdat hulle behuising nou weer voldoen is. Want ons is eintlik gemik op gesinne wat hier na toe trek en dan eers wel hier en hulle wil self vestig. Dis waaroor hierdie woonstelle gaan. So, hierdie plek staan bekend as Klein Geluk. Hulle gaan hom sommer eendag daar seker verander na Groot Geluk toe, want hier is regtig baie wat in die gang is. Dit is regtig 'n baie populêre woonarea deesdae. Hoe lyk dit begin Oranje groter lyk so julle gedink het? Ja, ek sê dit is nie ons goedheid nie, dis genade. As nie vir die Here se genade was nie, dan was daar nie 'n manier nie. Goed, hier gaan ons nou weer aan. Ons nou net hier uitgekom. Dit hou net nie op nie, né? Nou hier so links is 'n lekker koffiewinkel. Daar kan julle gerus gaan inloer. Hulle het lekker pekanneutprodukte en lekker pekanneute ook daar. En langs dit is daar natuurlik 'n blommewinkel of 'n bloemiste. Daar's 'n raadgewende ingenieur, 'n haarkapper, as 'n elektriesien, 'n klein harrewarewinkel aan die ander kant en 'n wassery. Die regs is bo Karoo Sonkrag, hulle werk met sonkrag. En in die onderkant Eva se Spens. Daar kan jy ook neute en gevriesde kersies en arbei en sulke goeders koop. Baie oulike en olyfolie en daai interessante goed. Met al twee. En dis nie 'n speedkop wat hom voorkeer seker. Wat se ding is dit? ons praat ons van verkeersbeamptes. Nee, kyk, ons veiligheid doen die verkeersbewerk. Hier is kameras goed, maar mense moet nie droog maak nie, dan sal hulle aangespreek word, hoor. Maar oor die algemeen, ons wil nie drakonies wees nie. Drakonies te wees bring jou nêrens nie. Hierdie man het die oulikste elektronika en ligte en elektriese goedjies wat hy daar verkoop. Die man wat daar self staan, is self ook 'n elektriese ingenieur. En dan hier's Vastrap Motors waar ek altyd my busie laat dien, sy motorwerktuigkundige, bytjie en ook en baie netjies. Hier regs, nou dis 'n ander storie. Hierdie is 'n skrootwerf, 'n insleepdiens, 'n paneelklopper en 'n motorwerktuigkundige. Hoe klink dit? Dis 'n besige plekkie Oranje. Hier is nie tyd vir speletjies nie. Dan vra jy hulle vir my is daar 'n golfbaan. Nou ja. Maar daar moet nog een kom, hoor. Ek stem saam met jou, ons moet een kry. Agter hierdie vragmotor is daar 2 ingenieurswerke en agter die groot konkreetmuur voor ons, daar waar die wit hek is. Daar agter hom is daar 'n groot batterysisteem wat van China afkom. Hy kos ons 28 miljoen rand en hy gee vir ons 4,8 megawatt. Hy sal altyd op datum gehou word dat ons altyd genoegsame krag het, eintlik meer as genoeg. Net verby hom is daar OBW, Oranje Betonwerke. Agter die betonwerke is daar 'n taxidermie, 'n baie groot een ook.
Jag is ons groot ook in die Noord-Kaap. En dan nog verder aan, as jy so 3 kilos aanry, kom jy uit by ons nuwe rioolplaas. Gebou met nabelaste geld net wel, né? Nou as jy wil kom bly in Orania, werk in Orania of eiendom wil koop in Orania, dan is jy verplig om deur 'n kursus te gaan en deur 'n kering te gaan. Jy moet in die eerste plek 'n Christen wees. Jy moet Afrikaner kultuur hê. Jy moet Afrikaans kan praat. En jy moet dan 'n plan hê, jy moet weet wat jy gaan kom doen. En jou rekord moet ook daarom, as jy 6 mense doodgemaak het, gaan jy baie min kans kry om in te kom, hoor. Selfs met 5. Met 4 kan ons praat. Nee, kan. Maar in elk geval, hierdie area is my belangrik om vir julle mooi uit te lê. Hierdie was veld gewees hier waar ons nou is 3 jaar gelede. Alles net veld. Hier's nou dienste ingesit, hier's paaie gebou. Hier's 'n ligte staalraamhuis, net namens nog 'n ligte staalraamhuis. Hierdie man's besig om mooi plaveisel in te sit. Al hierdie goed is gedoen in die laaste 2 jaar basies, hoor. Hierdie huis hier om ons. Moes julle weer grond bykoop of is dit alles deel van die oorspronklike? Nee, meeste waar ons nou rondgery is in elk geval deel van die oorspronklike aankoop. Kyk, ons oorspronklike aankope was eintlik gewees omtrent so 460 hektaar. Maar baie van ons inwoners en mense wat in Orania is en met ons te doen het grond bygekoop en aangelas. Maar die gevolg is ons sit nou met so om en by 15.000 hektaar. Weet 15.000 hektaar, daar's mense wat vir jou sal sê, jy kan 2,5 miljoen mense op 15.000 hektaar. Dis 'n groot stuk aarde en daar's nog genoeg grond vir ontwikkeling. Nou wil ek julle weer wys, hier is ons terug by die ou huis hier voor ons op die linkerkant, né? Hier waar hulle met die grond so werk. Nou daar voor die ou huis, hulle kry 'n nuwe aangesig daar, gaan mooi gemaak word. Daar kom 'n spuitfontein, 'n beeld en hier voor op die linkerkant, hier waar die grond lê, kom jy nou nog 72 eenhede by vir die ou huis. Dit gaan 'n groot 3 verdieping gebou wees. Hier is nou mooi voorbeelde van selfsorgeenhede op die linkerkant. En hier eindig die ou huis. Op die regterkant is dit residensieel. Kom jy agter, dis nie groot hekke en goed tussen die ou mense en die jong mense nie. Ja. Ons het glad nie hierso enige heininge of iets opgesit nie. Ons het agtergekom, ou mense is glad nie so gevaarlik nie. Hier is pragtige plekke. Hier is 'n baie mooi gastehuis. En dan moet ek julle 'n huisie wys. Dis min dat jy agteruitgang sien in Orania. Kom ons hou dit mooi dop. Nou goed, hierdie huisie hier voor ons, hierdie grys enetjie wat die wit heininkie het. Dis 'n huisie wat omtrent so 3 jaar gelede gebou is deur 'n egpaar, 'n man en vrou, albei in hulle 80's. Hulle het alles alleen gedoen, net die plaveisel is vir hulle gedoen. Moet nog wel gedoen wees, né? Hier regs is 'n huis wat een man alleen bou vir spekulasiedoeleindes. En vir die wat nie weet nie, ons taal is hierdie jare 100 jaar oud. Ons hou daarvan om al die Afrikaanse terme te gebruik en swembadjies soos hierdie noem ons 'n spatbad. Dit klink mooi, né? Dis lekker op die tong. Hy hou op pale gebou. Jong, hy is hoogmoedig. Nee, die hele idee is, dit gaan 'n dubbelverdieping huis wees, maar sy motorhuis gaan onder sy huis wees. Hy gaan onder nog toemaak, hoor. Ja. Soortgelyk aan hierdie een wat hier so direk langs ons is. Hierdie man het hom eintlik die idee gegee. Julle sien hierdie huis, né? Hy is ook 'n dubbelverdieping. Ja. En natuurlik, hier's nog een. Hierdie staalraam dubbelverdieping huis hier op die linkerkant, selfde storie. Ja. Kry jou huis reg bo en later werk jy aan jou, maak jy jou motorhuis reg. Goed, hierdie is privaat woonstelling voor ons op die linkerkant. En dan hier voor ons op die regterkant dan weer is Alexa, dis die plekkie wat al hierdie batteryvoertuie verkoop. Ons noem hulle die Orania Teslas. Klink mooi, né? Orania Tesla.
Hier is die toffiewinkel, daar kan jy gaan toffies eet. Dis 'n ander plek het jy ook ietsie lekker nuttig, kan nuttig. Die kafee, kwartiermeester is 'n regte mansplek. Verkoop belde en allerhande snaakse goed. En dan is daar 'n elektriese plekkie en 'n vroueklere plek. Hier is een van die grootste suksesverhale van Orania hier op die regterkant, die OSK. Orania Spaar en Krediet. Dit is ons eerste gemeenskapsbank in die geskiedenis van Suid-Afrika. Het doen uiters goed. Bied al die dienste aan met 'n bank aanbied. Hy het net die tralies voor die tellers nie. Jy kan die tellers se gesigte uitken. Jy kan aan hulle raak as jy so voel. Jy kan gerus gaan stap op 'n stadium en net gaan kyk hoe lyk dit in daai bank. Dis 'n pragtige bank hoor. En ons het regtig honderde miljoene onder bestuur al. Die Reservebank is gereeld hier om te kom kyk of ons nie dalk 'n fout wil maak nie. Hulle het 'n paar voorstelle gemaak, toe sê ons nee, dit sal foute wees. Dan ons het nog 'n skool op regterkant, die Volksskool. Hy het oor die 300 leerlinge hier, hy is baie afstand onderrig georiënteerd ook. En dan het hy sy eie klein kleuterskooltjie hier op die regterkant, naamlik die Kilipensies. Oulike ou naampie. Ons grootste gemeente of ons grootste kerk in Orania is die Afrikaanse Protestante Kerk. Hy is hier op regterkant, hy het 2 voltydse leraars al. Beeldekoppies hier op regterkant van ons vorige leiers se beelde is daar uitgestal. Dr. Malan, Dr. Verwoerd, Hertzog, Strydom, Paul Kreer en natuurlik die mannetjie het sy moue oprol, die klein reus. Hy sê rol op jou moue en doen jou eie werk. Die vlag is ons eie amptelike vlag en daar bo op die koppie is ons gemeenskapsaal en reguit aan ons sportvelde. Nou, die Koeksuster monument is baie besproke, baie mense wonder nou hoekom is ons so dom om so iets te doen. Hy is eie aan die Afrikaner in die eerste plek en ons dra hom op aan ons voorouers wat met Koeksuster geld vir ons kerke, skole en selfs universiteite gebou het. Hierdie Tansorplekkie, net agter die Tansorplekkie is daar die pragtigste Olimpiese standaard swembad. Hoeveel van julle het nog swembaddens oor in die areas waar julle bly? Gemeenskapsswembaddens. Ja, Daar's nie. Ag, sies toe ek nou daar verneem van iemand wat doen is aan naby Randburg, een van daai plekke. Hulle swembad het afgebrand. Nou, ek het in my lewe nog nooit gehoor van 'n swembad wat kan brand nie. So jy kan dink wat was aan hom, né? Mense, ons het 'n vreeslike mooi verhouding met alle mense wat hier kom. Ek doen baie keer swart toere, ek doen bruin toere. Hulle stel regtig en werklik belang in wat ons doen. En ons dra ons kennis oor. Ons probeer ons beste en ons kos niemand 'n ding nie. Ons betaal nog steeds inkomstebelasting, ons betaal BTW en ons hanteer alle mense met respek, want julle moet besef, ons het nie almal dieselfde kultuur nie. En ons moenie begin mekaar se kulture teenoor mekaar meet nie. Dan is jy onregverdig, dit is verkeerd. Dis baie dinge wat ons baie dom doen. Hierdie is nog 'n strooibale huis hier op linkerkant. En dis al hierdie man wat hier bly se bome wat julle hier sien. Hierdie pekanneutbome. Die Here het mense so interessant gemaak. Hy het ons so verskillend gemaak. Maar almal wil al ewig by die verskille verbykom en vir hom sê hoe hy en dit moes gedoen het. Hier's 'n lekker, baie oulike gastehuis. Enigiemand wat hier bly? Nie vir julle nie. Dan is hulle seker nie so gasvry hierdie week. En as jy nou lekker goedkoop ontbytjie wil eet, mense, hier kan jy by die plaastafel R35 betaal vir 'n ontbyt en R15 vir 'n koppie koffie. En ek is seker is gemeenskapsdiens, hy kan nie wins maak nie, vergeet dit. Nie meer hou nie kos wat hy gee nie. Hierdie is 'n gerehabiliteerde rioolplaas waar ons nou inry, die linkerkant. Hy is gerehabiliteer, die 26 woonerwe uitgesit en al 26 is klaar verkoop. Weer koel te veel as vader, niks kon vergeet hom. Nou, julle sal sien by elke erf kom daar 2 pype uit die grond uit. Die een is drinkwater en die ander een is besproeiingswater, hoor. Elke perseel in Orania het beide. Hier is 'n staalraam,
daar is 'n staalraam, agter hom is 'n staalraam. En dan kom ons by hierdie spuitfontein hier voor ons, hierdie waterwerke. Hierdie was deel van die Rewilplaas se storie gewees, sy opset. Hulle het besluit om dit nie af te breek nie, maar eerder te hou as 'n stukkie geskiedenis en dit mooi te maak. En dis nou wat hulle hier besig is om dit af te rond en mooi te maak. Hy is mooi skoon, daar's visies in en dis 'n aantreklikheid vir veral vir die kinders. Dis vreeslik moeilik vir ons om te breek, nou bou ons maar. Hier is ons sonplaas hiervoor. Hier is so oor die 2800 sonpanele, maar julle sien nou nie almal nie, daar aan die agterkant is nog klomp. Hier op regterkant het ons 'n ryskool. Maar dis nie sommer net ook 'n ryskool nie. Hy het 19 perde, hy doen perdeterapie, hy het 'n pragtige koffiewinkel hier binne. Hy het 'n baie mooi hy het baie lekker pizzas wat hy daar maak ook. En hy het 'n modelskool, hoor. Die leefstyl, die plek leefstyl. Vreeslike mooi plek. En die middag kom spring die mense hierso met die perde. Bo staan nog perde. Dis 'n regtig pragtige ryskool. Jy weet, ons het nou, ek is nie seker of dit hierdie einde van hierdie jaar was of laas jaar nie. Maar ons het al hier by hierdie een Oranje mevrou Tiener Noord-Kaap opgelewer, né? Jy was nou 'n ouetjie, 'n jong ouetjie het saam met my gery by toer, saam met sy maale. En net so voor ons klaar is, toe sê hy vir my, oom, hy sê vir my, hy sê, is dit wettig dat daar soveel mooi meisies in een dorp kan wees? Maar dit is die skoolvakansie toe almal nou rondstap. Hier kom 12 huise hier op linkerkant. Hier is die enigste konkreetblok huis van die lot. Hier is ook 'n paar perde. Kyk, is alles klein hoesie. Hier mag jy perde aanhou, jy kan skapies aanhou, bees of 2. Maar in die dorp self kan jy dit nie doen nie. Ons hou daarvan dat dit so is, want dit voel altyd na 'n plattelandse dorp. Ons wil dit graag so hou. Die stadsbeplanning se hele gedagte is dat dit so moet bly. Ons geboue mag ook nie hoër gaan as 3 verdiepings nie. So hier baie dinge wat beplan word om die ding meer gemoedelik te maak vir die Afrikaner, want ons het maar is maar lief vir die natuur so half, weet. Dit is goed vir die gemoed en is goed vir die bloeddruk. En dan kom ons natuurlik by nog 'n Pekanetboord uit. As jy met hierdie plaveisselpaadjie nou hier inry daar agter daai huis, dan kry jy daar 'n groot ontwikkeling. Ons 11 erwe daar uitgesit, 2 huise is al gebou. Hier's 'n Pekanetboord, daar bly die eienaar in daai huis. Hier regs is 29 erwe uitgesit, ook privaat erwe vir ontwikkeling. Enige een van julle wat bly by die oewer? Wat sê jy? Nou die oewer is baie interessant. Kyk, hier kom ook een van daai karretjies. Hierdie een is nou net omskep. Hy het 'n dakkie met 'n sonpaneel op, so hy staan net die hele dag in die son en hy laai homself. Ons doen dit hier binne. Nou in elk geval die oewer, aan die oewer. Hier is baie mense wat hier bly permanent en baie mense wat eiendom besit en verhuur as akkommodasie. Julle verstaan daai term, né? So hier baie verskillende eienaars wat hier betrokke is. Soos hierdie plek hier links van ons. Dit is 'n binnemense swembad. Hoort in die man wat net daar voorbly. Dis 'n privaat swembad. As jy met hierdie grondpaadjie aanry, dan kom jy uit by ons visvangplek en ons piknikplek, Sandbaai. Jy moet my nie vra om dit te herhaal in Engels nie. Dit klink net nie lekker nie. Julle verstaan wat ek nou bedoel het, né? Ja. Ons bedoel dat jy verstaan. Ek is bly. Nou goed, al hierdie ou huisies wat julle hier sien, al hierdie ou huisies aan hierdie kant, is maar met ons eie hande gebou. Weet jy wat, daar is nie so 'n ding dat net sekere mense mag werk nie. Alle mense moet kan werk. Werk is edel. As jy nie werk nie,
dan het jy eintlik nie bestaansreg nie. Wat sê die woord? As jy nie werk moet jy nie eet nie. Ja. Hier is die hotel hier voor ons. Hy behoort omtrent 8 mense. En ons geloftefees vier ons elke jaar op hierdie grasperk hier voor ons. Groot vieringe, dit is 'n diens en dan's daar 'n praatjie en kry die mense almal koek en gemmerbier. Dis 'n regtig lekker byeenkoms. En hy's groot. Hier is die restaurant hier op linkerkant, hier regs is die spa. Hier voor ons is die rivier, dis nou aan die ander kant die bakkie. Plaas hy nie, daar stop nie. Maar in ieder geval, die rivier is daar, dan oor kan die rivier die Vrystaat, hierdie kan die Noord-Kaap. 20 huise gebou en hulle skakel in by hierdie bewaringsarea hier bo op die linkerkant. Jy kan sien die pad is klaar gedoen, is al klaar 'n paar huise. En dan het ons by die pekeneetbome hier op regterkant is daar 20 erwe uitgesit. En die minimum bome moet verwyder word vir elke huis wat gebou word. Dan bly jy so tussen die bome, so in die bos. En het hulle nou afstand daar dieselfde muurtjie opgesit, laat dit mooi lyk, laat daar nie nou konkreet mure op nog tussen nou kom nie. Ja. Nou goed, direk na hierdie het ons 'n muurbalbaan en dan sê julle sien is daar 'n rolbalbaan wat in aanbou is. Maar nou wil ek graag vir julle net 'n ding sê, ons het nou ons eie volkslied gekry Orania, so 'n maand, 2 maande gelede. En ek wil hom graag vir julle speel want hy maak baie sin en hy klink pragtig. Ek dink ek gaan hom vir ons sing. Weet jy, ek wou maar julle het julle so mooi gedra, ek gaan dit nie aan julle doen nie. Wil hom net hier in die gang kry? Daar sê. Uit die hoeke van ons land die volk lees woorde oor ons grond. God die ene groet ons aan ter ere van sy grote naam. 'n vrye volk het opgestaan op die pad na Orania. Met handen in die grond, die molle op de grond. Wou heen, hou ons aan jou, ons zelf Orania. Op die staan ons eie reus, hy is klein maar leer ons verder steeds. Ons vrye sewe snoer ons aan, papier en klippe nieuwe naam. Ons volk het eindelijk thuis gekom, vergeer Orania. Met handen in die grond, die mouwen opgerold. Hou heen, hou ons aan jou, onze Orania. Onze Orania, onze jou. Is dit nie pragtig nie? Sien, die sy hier op 'n daai muur daarvoor is hy. Dis doodreg. Nou die mense wat verantwoordelik is vir die liedjie was die Murphys gewees, die Murphy gesin. Oulikste gesinnetjie, ek dink sy het 6 kinders, sy is maar redelik jong. En jong man, hulle het almal gewerk aan die liedjie se hulle. Dit is te pragtig. Maar weet jy wat, dit is so, in Orania is mense geneig om meer kinders te kry. Ons het redelike groot families hier binne. Want dit is lekker, dit is 'n fees om 'n kind hier groot te maak. Dis hemel op aarde vir 'n. Dis niks wat 'n kind nie kan doen nie. Hulle stap hierdie plek plat. Hulle braai oor en weer. Hulle gaan swem, hulle skiet, hulle doen dit, hulle doen dat. Dis te lekker.
En dan hierdie tweede plekkie op die linkerkant, dit is 'n haarkappery. Sy doen ook kursusse in haarkappery. Jy kan of jou hare daar gaan sny of jy kan 3 jaar oorslaap en hier vir 'n kursus kom. Die regs is 'n juweelmaker. Sy is 'n goudsmid, sy maak die oulikste juwele uit goud en silwer. En sy verkoop koeksisters, maar as gewoon is, soos daai wat jy kan kou, hoor. En dan nie gou is nie. En nou, ons gaan nou by die Verwoerd Gedenkmuseum verby. Dis 'n ou waterwesehuis wat net mooi gemaak was toe Tannie Betsy Verwoerd hier gebly. Net sy, die laaste 8 jaar van haar lewe. Dis nou die huis hier regs. Sy het 99 jaar oud geword. Toe sy sterf, toe maak hulle van dit 'n Verwoerd Gedenkmuseum, die familie. So dit behoort aan die familie. Die beeld wat hier voor staan kom van die HF Verwoerd Hospitaal af in Pretoria, toe hy nog eens die beste opleidingshospitaal in die wêreld was. Wie het dit geweet? Daar sê hy is werklik die beste opleidingshospitaal in die wêreld. Ons het baie bestes in die wêreld gehad. Seker nie nou nie. Nee, glad nie. Ongelukkig nie. Jammer vir jou te sê. Nee, ons het bestes. Wat van Oranje? Ja. Hierso links is 'n kwekery. Beste munisipaliteit. Kyk hoe lekker kan 'n ma met haar kindjie stap in die straat, né? Hier is nie so iets nie, hoor. Ons het nie misdaad nie. As ons nie self reël nie, is anders. Ja, vlug, my storie is eers uit. Ek hoop julle het geniet en julle het 'n beter begrip van Oranje. Baie dankie. Ja, baie dankie. Lyk my hier kom my volgende groep al aangeloop.